Welkom almal, Divine Design Parenting for Greatness podcast. Vandag gaan ons Charles 'n bietjie in Afrikaans met die kykers gesels. Ons gaan ja. Ja, ons het baie na in my hart Charles, iemand baie spesiaal, meneer Johan Hatting. Meneer, ons is baie bevoorreg om meneer op die podcast te kan hê vandag en ek is seker die kykers gaan dit baie geniet en ek sien uit om baie van meneer te hoor en meneer se stories. So ja, meneer, ek kan net voordat ek die spreekbeurt vir meneer gee. Ek noem meneer want ja, ek weet nie hoekom is dit nie Johan nie. Nee, ek dink is maar 'n respek ding vir my. Ek onthou toe ek meneer vir die eerste keer ontmoet het, daar was by die Nellies en ja, dit was, ek wil dit nou nie heeltemal so laat verkeerd oorkom nie, maar dit was van ons beste tye in ons lewe gewees. Ek spog altyd oor Nelspruit Hoërskool, ek dink is een van die beste skole in die land, en ek dink dis omrede meneer ook aan die stuur was, en meneer se hart, en die kykers sal dit verder ervaar, maar ja, jeso, meneer, vertel ons 'n bietjie van meneer Johan Hatting. Ja, Petrus, kom ek begin. Dankie vir die geleentheid vir jou en vir Charles. Dis my voorreg om te kan assosieer met julle ouens en met julle doelwitte en drome. Ek rou nou nog, Petrus, oor jy weg is daar. Ek het net begin herstel. Toe kom ons weer op mekaar se pad op 'n manier uit. So nou is weer van voor af al die rowe oopgekrap. Maar nietemin, dit was lekker daai tyd om jou daar te hê en vir Christel en die kinders. Ja, ek het in 1986 het ek my toetrede gemaak tot die onderwys. As 'n wiskundeonderwyser. Ek is net getroud. Desiree, my vrou, het wetenskap gegee. So ons is toe nou Laagveld toe en ons het begin skool hou daar by Hoërskool Nelspruit. En ek het nou verlede jaar, trouwens hierdie jaar in einde Maart, eerste kwartaal einde, het ek die tuig neergelê en afgetree as hoof daar by Hoërskool Nelspruit en 'n wonderlike loopbaan in die onderwys beleef. Ek en Desiree albei. En ons sê gereeld vir mekaar, as ons weer kan kies, dan kies ons dieselfde loopbaanpad weer. Wonderlik geseënd met genoeg genade. Sure. Ja, so dis min of meer 'n kort agtergrond van my loopbaan, 40 jaar in Nelspruit self, in die dorp en in die gemeenskap. So dit was baie lekker om daar te begin en betrokke te raak en uiteindelik, jy weet, vir ouers se kinders skool te hou en betrokke te wees, vir wie ek vir die ouers ook skool gehou en betrokke gewees het. So dit was 'n wonderlike geleentheid vir my en vir Des, ja. Charles, jy weet, maandagooggend het ons 'n sportbureau vergadering gehad en ek moet net vir jou sê, en al die klein sporte gaan hierdie baie geniet, is dat meneer Johan net soveel hart beklei het altyd vir die klein sporte soos wat hy beklei het vir die rugby, en sy hart was ewe verdeeld, as ek dit so kan sê, ewe oop eintlik is die regte manier om dit te sê. En ek het lanklaas iemand ontmoet wie se hart so vir 'n leerder was en wat die beste vir elke kind was. En dis hoekom dit vir my regtig vandag 'n groot voorreg is om hom op die call te hê. So ja meneer, ek wil net meneer eintlik vandag sê ek eer meneer se goeie hart, gesindheid en die beste te wil hê vir elke kind wat meneer altyd ontmoet het. Jy weet, al was dit nou die skalkskutters van die wêreld, ek gaan nou nie vir skalk onder die bus gooi nie, maar jy weet, ek het 'n jong ou Charles, om net vir jou 'n bietjie agtergrond te gee, is ons volg 'n grade base curriculum. En skalkskutte was 'n student by Hoërskool Nelspruit en naghou skalk is ou skalk, en soos elke jong man kort hulle maar partykeer 'n bietjie leiding en struktuur en bietjie karakter, en ek het toe die geleentheid gekry om Amerika toe te gaan en ek het, ek kan onthou, ek was in trane saam met meneer Johan Hatting in sy kantoor, want ek wou nie daar weggaan nie. En ek het vir hom eintlik gepleit, meneer, gee vir skalke kans, gee hom 'n geleentheid, hy's goed opgelei, hy's 'n jong ou, en weet jy Charles, ek praat van hier van, ek dink skalk was nog nie eers 20 nie, en meneer Johan Hatting het net gesê, ons gaan hom 'n kans gee, want ons wil sien dat ek wil nie die regtig woord legacy gebruik nie, maar dat die stelsel sy gang kan gaan. En dit was vir my fenomenaal, dat meneer gesê het, ons gaan hom 'n kans gee, en ek weet, dit het gekom met 'n moeilike deel ook,
Maar dis meneer se hart, jy weet, dit is in 'n nutshell wie hy is en ek dink almal onder sy leiding kry 'n kans en 'n geleentheid en ja, ek weet die skool is ook nou in goeie hande met meneer Willie wat daar verder die voortou neem. So ek is net opgewonde en dit was vir my regtig 'n groot voorreg om deel te kan wees van die Nelspruit Hoërskoolspan en opset onder leiding van meneer. Ja, ek het Petrus het 'n bietjie vroeër gepraat, toe sê ek vir hom ek het wel ons het 'n rugby toer gedoen hier van George af op was dit 1998 en toe speel ons daar as onder 16 span. Ek dink dit was moontlik Melfourie en die manne gewees wat daar in die Nelly span was en ja, maar diep suurstof gesoek in daai tweede helfte. Maar ek onthou ek het saam met my ma gebly en ek dink ek het uitgemis. En die volgende dag, toe sê die manne wat in die koshuis gebly het vir my, dit was nou 'n lekker ervaring en dit was interessant geweest. Maar nee, ons was daar ook geweest, so dit was altyd 'n plesier om by sulke skole. Ek wil net graag noem, Petrus, dis een ding om te sê ons het iemand wat uit die onderwys of in 'n onderwys agtergrond op hierdie oproep is, die ons hart vir families, vir kinders, vir ouers en hoe belangrik dit in vandag se samelewing is. Dit is altyd belangrik, maar ons keer terug na om dit te koester en om dit 'n prioriteit in ons lewens te maak en nie net elke dag te laat verbygaan nie. Skoolhoofde in baie opsigte, ek dink nie, ek en jy was nou wel vir 'n tyd lank oorsee gewees ook, en ek het eintlik snaaks genoeg oorsee gewerk vir 'n Suid-Afrikaanse skoolhoof, wat fantasties was. En maar ek dink ons besef as jy nog nie buite die land was nie en as jou kinders deur 'n skoolstelsel in Suid-Afrika was nie, hoe bevoorreg oor die algemeen, hoe bevoorreg ons is met die kaliber van mense. Ek het in die buiteland beleef dat daar is hoofde wat goed is, hulle is goed in hulle werk en hulle is goed in om 'n skool te bestuur. Maar dit was net nooit op dieselfde vlak as wat ek hier beleef het rondom 'n roeping wat mense uitgeleef het op 'n daaglikse basis, waar elke liewe kind saak gemaak het vir hulle, waar dit is 'n roeping en dit is iets wat hulle uitgeleef het. Jy kon dit ryk, jy kon dit daan vat. So vir die luisteraars daar buite, julle mag dalk gewoond wees aan, ons het 'n fantastiese skoolhoof, en ek seker as ouers by alle skole wat miskien iets in die teenoorgestelde rigting altyd iets te sê het. Ons weet dis die norm. Jy gaan nooit almal gelukkig maak nie, maar ons het regtig waar, as jy dit gelyk met wat daar buite aangaan, dit is nie net 'n dag op en gaan huis toe tipe rol nie. Ons is geseënd met 'n hoë kaliber mense wat in ons skole lei op die oomblik, en ek wil eintlik sê, moet dit nie laat verbygaan of dit van selfsprekend neem nie. So, Johan, sonder om te veel van jou te weet, ek eer dit, want dit is nie 'n maklike beroep om in te wees nie, maar dit verg baie energie, dit verg baie geduld, maar ons weet, dit gaan nie oor die paycheck ook nie, dit gaan beslis oor die nalatenskap, maar die verhoudings wat gebou word. En ek dink wat ons vandag wil probeer ook bereik is, die insigte wat jy kan gee na 'n baie lange periode in die onderwys in Suid-Afrika, is wat se insigte kan jy met ons deel vandag rondom ouerskap, rondom jy weet, of ons nou praat met die families ensovoorts, want dit is jou brood en botter op 'n daaglikse basis. Jy sien die beste, jy sien die slegste, as ek dit so kan stel, van wat aangaan in jou samelewing. Jy het 'n onbliklike vinger op die pols om te weet wat aangaan in jou huidige samelewing rondom jou, en jy moet baie dra. En ek dink 'n skoolhoof wat nou net uitgetree het jy ook seker tot 'n mate 'n baie unieke insigte wat jy vir ons kan gee, want jy het gegaan van 'n skoolhoof, iemand wat in die onderwys was voor die dae van die internet, voor die dae van sosiale media, die impak daarvan op ons kinders en ons families, waar van die 80er jare deur daai ontploffing in die 90er jare en nou deur tot vandag. Dit is nogal 'n breë spektrum wat jy beleef het en hoe jy daai verandering raak gesien het. Ek dink baie ouers daar buite sal kan besef waaroor jy praat, maar om daai insigte te kry van jou kant af, ons is geseënd. So baie dankie van ons kant af. Nee, Charles, is 'n groot plesier. Jy slaan die spyker op die kop. Miskien moet ek eers net sê, in terme van jou opmerking oor 'n roeping, jy weet, vir onderwysers in die algemeen en dan onderwysleiers uiteindelik, dit is inderdaad so. Ek dink in my loopbaan het ek op 'n stadium baie ernstig die vraag vir myself gevra, maar waar wil die Here
waar wil die Here hê moet ek wees? Jy weet, en as 'n ou by daai punt kan uitkom om te sê, weet jy wat, maar ek is presies in diens van die Here hier waar ek nou is. Jy weet, dan kom 'n ou by 'n punt van jy weet van jy is jy gee iets wat nie uit jouself uitkom nie. Jy weet, en dis 'n volhoubare opsie. Ek dink die eie ek word al hoe minder en die diens en die rol wat jy speel word al hoe groter en dan ook uit die aard van die saak ou se verantwoordelikhede. Maar ek sluit aan by wat jy gesê het. Dit is so, toe ek begin skool hou, toe was die internet was toe nog net aan die gang, daar was nog nie selfone en daai tipe van ding nie, daar was nog nie laptops, jy weet, en daai tipe van ding nie. So ons het maar met landlyne gekommunikeer. Ons het per brief met ouers gekommunikeer. Ons het eintlik maar jy weet met mekaar geskakel deur fakse te stuur en sulke tipe van ding. So van daar af met eenvoudige kommunikasie en eintlik maar baie min skerm en skermtyd het ons uiteindelik het ek kon klaarmaak in 'n omgewing waar jy die digitale absoluut deel is van jou lewe. Jy weet die platforms soos wat ons nou gebruik en Zoom en ander, jy weet, en dan sosiale media, die Instagrams en die TikToks en die Snapchats en die YouTubes en die WhatsApps en die Twitters, die X en so aan. Dit het soveel deel geword uiteindelik van die kind se lewe en van die kind se leefwyse en die ouers se, dat 'n mens het nie 'n keuse nie. In die onderwys moet 'n ou hierdie goeters moet 'n ou aanvaar en ek dink 'n ou moet dit begine bestuur. En dieselfde geld ook uit die aard van die saak in 'n ouerhuis, in waar jy 'n pa en 'n ma is met 'n kind wat 'n tiener is of 'n tiener word in jou huis. Hoe bestuur 'n ou hierdie goeters? Jy weet, en wat is die uiteindelike doel waarheen werk 'n ou in hierdie nuwe wêreld waarin die kinders is? So dit was nogal 'n groot deel van my loopbaan en van uiteindelik die transformasie om jy weet hoe hanteer 'n ou kinders en so aan. So ek het uiteindelik, ek dink in retrospek as 'n ou terugkyk, dan sê 'n ou miskien is die belangrikste ding te midde van 'n veranderende wêreld, is die belangrikste ding om die vermoë te hê om 'n droom en 'n visie aan 'n kind te verkoop. Ek dink dis nogal vir enige ouer is dit belangrik en vir enige onderwyser is dit belangrik om te sê, wie wat, maar ek moet vir hierdie kind moet ek help om sy droom te ontdek en sy droom na te jaag. En want 'n kind wat nie hoop het nie en nie 'n droom het nie, wat hopeloos is, dis 'n baie slegte plek om te wees. Jy weet, en dit sluit ook aan by ons geloof. Uit die aard van die saak waar ou sê, weet, maar ek leef met 'n visie. Jy weet daar's 'n daaglikse verhouding, 'n lewende verhouding tussen my en my Skepper en dit gee vir my hoop en dit gee vir my 'n droom ensovoorts. En ek dink 'n ou het 'n bietjie van 'n verantwoordelikheid om dit ook met jou kind te deel. Maar as 'n ou sê, jy weet, ons het die lewe beleef soos wat hy verander het, dan dink ek moet 'n ou ook aanpasbaar genoeg wees. Jy weet, om die vaardighede wat nodig is, ou Charles, om die vaardighede wat kinders nodig het in hulle leefwêreld met hulle te kan deel en die vaardighede vir hulle te kan toerus. Ek het op 'n stadium gelees dat iemand gesê het, the ability to learn and unlearn is a skill. Jy weet, in die lewe waarvan ek deel was en die oorgang van die voor digitaal na die digitale omgewing, was daar baie van my tydgenote wat eintlik gesê het ek wil niks te doen hê met die digitale omgewing nie. Jy weet, die vermoë om aan te pas is eintlik ook 'n vaardigheid wat 'n ou vir kinders moet leer en wat 'n ou self ook moet leer. Maar nietemin, so en ek dink moet vir ouers ook sê, jy weet, die plan om te sê ek wil niks te doen hê met hierdie tipe sosiale media nie, of ek wil niks te doen hê met, jy weet, AI, met artificial intelligence, daai plan gaan nie werk nie. Ons as ouers en ons as volwassenes en ons as leiers van die kinders het nie 'n keuse nie. Ons moet onsself toerus om jy weet in beheer te wees, om te verstaan, om te kan gebruik reg en verkeerd van sosiale media en van skermtyd en so aan. So ek gaan so 'n bietjie, Charles, as dit jou en Petrus se goedkeuring wegdra, so 'n bietjie fokus op enkele, kom ek sê, vaardighede en houdings wat ek dink 'n ou aandag aan moet gee
in jou huis en in jou klasomgewing en in jou algemene werkomgewing, as jy met jong mense en kinders werk, vaardighede waarmee jy hulle moet toerus, sodat hulle reg is vir die wêreld wat vir hulle wag. Jy weet wat so ek gaan so 'n bietjie daarna kyk, as dit reg is met julle ouens, dan gaan ek so 'n bietjie dit hanteer. Fantasties. Peter, 100%. is julle ouens gemaklik? Ons Goed, is so baie ek het so 'n bietjie gaan kyk. As hy sê, maar wat is die lewe wat vir die kinders wag? Watter vaardighede hulle nodig het? Dan sê 'n ou miskien, jy weet, as 'n ou terugkyk toe ek groot geword het. Toe was dit 'n baie belangrike vaardigheid, die vermoë om inligting te kon jou eie maak, om inligting bymekaar te maak en ek wil amper sê te kan memoriseer. En dan om daai inligting op 'n gegeewe tyd te kan weergee. As jy sekere besluite moet neem of as jy sekere aktiwiteite moet doen, want om boeke saam met jou te dra, om die inligting te gaan soek en weer te gee, was net nie 'n haalbare opsie nie. So jy moes dit goed memoriseer en jy moes die vaardigheid hê om dit te kan doen. En die ouens toe ek groot geword het, en ek dink waarskynlik van die kykers, luisteraars se tyd ook, die ouens wat dit die beste kon doen, was die ouens wat suksesvol was. Deesdae met hierdie wonderlike selfoon wat ons het en die digitale media, is dit eintlik 'n gegewe. Met die druk van 'n knoppie kan jy al die inligting bekom en daarmee werk, en hoef jy niks eintlik regtig so goed te kan onthou nie. Jy moet weet hoe om die sosiale media en die jy weet die digitale media te kan gebruik. So die vaardighede het 'n bietjie verander. So ek dink die eerste ding wat vir ons en ons kinders belangrik is die vermoë om kreatief te kan dink, om skepend te kan wees. Want ek dink as jy kyk na die botte, die robotte en jy kyk na die digitale, dan is dit vir my so 'n klein bietjie iets van die mens, die geskaapenheid van die mens, die wonderlike wat die Here vir ons gegee het, is die vermoë om, jy weet, om te kan skep. Uit niks uit nie, iets te kan maak. So ek sê ons moet fokus daarop om ons kinders te leer om kreatief te wees. En om goed te kan maak, nie net maak met hulle hande nie, ook maak in terme van oplossings maak en oplossings, jy weet, bedink in jou brein, maak nie saak nie, maar die kinders moet daai geleentheid hê. Dis die eerste punt wat ek wil maak. So op 'n manier wil ek eintlik vir ouers wat kyk en luister sê, gee vir jou kind die geleentheid om so 'n bietjie te worstel, om 'n oplossing te kan uitdink, om kreatief te kan wees, om by 'n plan te kan uitkom. Ek vind in die laaste tyd in my onderwysloopbaan het ek baie gevind dat ouers baie geneig is om te gou, jy weet, die oplossing vir die kind te gee. Ek wil nie my kind sien sukkel nie. So kom ek gaan koop of kom ek gaan doen of kom ek reël sodat my kind, jy weet, die voordeel kan trek van dit wat ek vir hom kan gee. Maar dit op 'n manier moet jy versigtig wees dat jy nie die kind se kreatiwiteit daarmee so 'n bietjie beperk nie. So dis die eerste vaardigheid en ek dink 'n ou sou daaroor kon gesels met ouens wat baie beter weet as ek, sou 'n ou daai ding kon ontgin verder of bietjie lees daaroor, maar ek sou sê dis 'n belangrike vaardigheid. Die tweede ene wat ek ook dink, Petrus, 'n belangrike vaardigheid is gaan oor kritiese denke. So die vermoë om data bymekaar te kry, jy weet, voordat jy 'n besluit neem, om te sê maar kom ons gaan kyk 'n bietjie watter inligting is beskikbaar oor hierdie saak en om dan so 'n bietjie te evalueer. Maar jy weet, hoe gaan ek hierdie ding hanteer? Wat is die voordele, wat is die nadele en so aan en so aan. 'n Kritiese denke is dalk ook iets wat vir 'n mens 'n bietjie van 'n geleentheid gee bo 'n bot. Om te sê, weet jy wat, maar ek sien dit raak en ek kan dit voorspel ensovoorts. So ek dink dis die punt wat ek graag wil maak en dit is gee vir jou kind geleentheid en stimuleer jou kind so 'n bietjie om te evalueer. As jy 'n besluit neem of as daar iets in die huis gebeur of as daar iets by die skool gebeur of wat ook al,
die omstandigheid, gee vir jou kind kans om bietjie te sê, maar hoe sien hy of sy hierdie spesifieke situasie? Jy weet, help jou kind om 'n bietjie krities te dink daaroor en vrae te vra en so 'n bietjie na ander opsies te kan kyk as net dit wat ons normaalweg in die huis besluit of doen en so en ek sal bietjie later weer terugkom daarna toe. Dan die derde een is om innoverend en skepend te wees. Kreatief, krities en innoverend en skepend. Wat so 'n bietjie aansluit by jy weet dit wat ons nodig het vir dit wat die kinders moet gaan doen. Ek dink op die ou einde van die dag is dit 'n geweldige belangrike vaardigheid vir ons kinders. Kom ons wees innoverend. Kom ons dink 'n bietjie lateraal. Kom ons dink soos hulle sê, let's think, jy weet, outside the box. Gaan soek die antwoorde bietjie op plekke wat jy weet wat nie voor die hand liggend is nie, want baie keer is die probleme waarmee ons huidigelik gekonfronteer word, is probleme waarvan die antwoorde nie voor die hand liggend is nie. So dis 'n vaardigheid dink ek wat 'n ou moet op die tafel kry. En dan nog 'n vaardigheid wat eintlik snaaks klink as 'n ou dit 'n vaardigheid noem, en dit is ons met die kinders se vermoë om te kommunikeer. Moet ons hulle help ontwikkel. Toe ek groot geword het, toe was kommunikasie per landlyn soos wat ons flissies gesê het, en dit was eintlik in 'n 1-tot-1 of in 'n 1-tot-baie gesprek. So dis hoe jy gekommunikeer het, wat eintlik 'n baie eenvoudige model is. Maar julle ouens is reeds aan die voorpunt van hierdie verskillende maniere van kommunikasie gebruik. Waar jy die sosiale media platforms gebruik, jy weet, waar jy verskillende maniere het, jy kry tot deesdae soos julle ouens maar weet, jy weet wat die ouens praat van smaakmakers, ouens wat op sosiale media sekere standpunte inneem en klomp volgelinge het en so aan. So eintlik sê ons dan ook, jy weet, as jou kind vorentoe suksesvol wil wees in sy lewe of haar lewe, dan is eenvoudige kommunikasie moontlikhede nie meer genoeg nie. Hulle moet die vermoë hê om met behulp van skerms, met behulp van sosiale media, met behulp van die internet en so meer, met hulle kontakte te kan kommunikeer, inlig te kan trek en so. Ons heeltemal 'n ander wêreld as waarin ek groot geword het. So ek dink Petrus, dit is miskien basiese vaardighede wat ek dink wat in die laaste dekade belangriker geword het vir ons kinders. Natuurlik is lees en skryf en somme maak nog steeds belangrik. Ek probeer nie daarmee sê reading, writing, arithmetic, jy weet, ons praat van die 3 R's. Vergeet daai, dis nie wat ek sê nie. Wat ek sê is, jy weet, gun jou kind die geleentheid, stimuleer jou kind 'n bietjie in verskillende forme van jy weet, van vaardighede. Pas op vir die vertrekpunt om net te sê geen selfone, geen sosiale media, geen digitale media en so van. Jy weet, en so voort. Ek dink 'n ou sou op 'n stadium miskien as julle ouens dit so goed dink met kundige ouens wil praat om te sê maar wat is die gevare dan van jou sosiale media vir die kind? Wat is die gevare van skermtyd? Te veel, te min, jy weet, inligting wat so maklik bekombaar is en so aan. Dit is 'n gesprek vir 'n ander tyd. Ek probeer nie sê dis 'n carte blanche en jy weet, jou kind kan maar op sy foon wees en so aan en so. Ek probeer net sê bestuur die proses sodat jou kind die vaardighede wat hy nodig het in die nuwe digitale wêreld kan doen. Ek dink dis die eerste punt wat ek wil maak. Johan, kan ek gou inspring daarso? Gee jy gou om? Ek dink nee, dis miskien 'n belangrike puntjie vir ons om te bietjie verder uit te brei oor, en dis die hele idee rondom verwysingsraamwerk. Ek dink dis baie, soos in Engels sê, topical, huidiglik van wêreldgebeurtenisse, dinge wat in Amerika gebeur het onlangs, jy weet, mense wat hulle lewe verloor het omdat hulle 'n ander opinie het. Nou ek dink weer eens, mense wat in skole werk of met jong mense werk, jy's in die spervuur daar, want jy het maar gereelde onderlangse konflik partykeer wat plaasvind, en as 'n onderwyser in daai oomblik of vergadering met ouers in 'n kantoor, jy moet evalueer, jy gesê het, wat het eintlik hier gebeur, en dit so baie keer hangend af van jou verwysingsraamwerk, dit waarin jou kinders blootstel rondom digitale media ensovoorts. Jy kan sê, wel, as ek my kind
die verwysingsraamwerk gee, wat ek graag wil gee van 'n jong ouderdom af, ja, die lense waartoe hulle na die lewe kyk nie. So hoe belangrik sou jy sê is daai in die hele prentjie hierso, want as ons leef nie seker heeltemal meer, miskien as jy dink aan die begin van jou onderwysloopbaan in 'n homogeniese omgewing soos wat dit was miskien toe nie. Vandag, ek het dit self beleef, ek dink jy werk met ouers, families wat baie uiteenlopende verwysingsraamwerke het, en jy probeer nou 'n standpunt inneem om te sê, maar hierdie is die skool se posisie, of hierdie is ons posisie, maar sonder om ander mense af te skryf of te dismiss, soos in Engels sou sê. Waar val verwysingsraamwerk in die hele ding in vir jou, as ons na al die dinge kyk, van kritiese denke, om jou, die blootstelling, hoe jy besluit om dinge te gebruik? Ja, Charles, ek dink as 'n ou praat oor vaardighede, dan dek jy net die tafel aan die een kant. As 'n ou praat oor houdings, ek wil amper sê verskillende intelligensies sluit so 'n bietjie aan by dit waarheen jy op pad is. Jy weet, ek dink in die tyd way back was 'n kind se IQ of 'n mens se IQ was 'n rigtinggewende middel. Jy weet, ou het geweet as 'n ou 'n bepaalde intelligensie kwosiënt het, dan kan jy sekere goed van hom verwag. Jy weet, tipe van 'n level of comprehension wat hy kan vermag, en daarmee was dit eintlik die einde van die storie. Maar soos wat jy tereg sê, met die komplikasies en die moeilikheidsgraad wat toeneem vir die feit dat 'n ou so connected, is die Engelse woord, is, en soveel inligting van oor die hele wêreld kry, gaan dit nie net oor jou intelligensie kwosiënt nie. Nou kom daar ander vaardighede en houdings kom nou by. Jy weet, 'n ou praat oor, ons het later van tyd begin praat oor 'n sogenaamde EQ, emotional quotient. Dit sluit so 'n bietjie aan by wat jy op die tafel sit. Jy weet, the ability to manage emotions. Jy weet, want dis 'n bitter belangrike ding, wat vaardigheid wat 'n ou nodig het om te kan oorleef in die samelewing waarvan ons deel is. Dit wat jy aangeraak het, Charles, jy weet, so ons moet die kinders toerus om emosioneel in staat te wees om die wêreld waarin hy of sy hom of haar bevind te kan hanteer. Homself te kan hanteer, al die mense met wie hy of sy in verhouding staan, jy weet, te kan hanteer, en om hulle emosies te verstaan en te kan verwoord, wil ek amper sê. Jy weet, so dis 'n tweede houding wat 'n ou na die kinders moet kyk. Ons is baie geneig, veral ons as paas, is baie geneig om die emosionele bietjie te onderspeel. Jy weet, moenie met my praat oor jou gevoelens nie. Kom ons praat oor feite. Wat nie die regte houding is om met 'n kind te deel nie, want gevoelens is geweldig belangrik, en veral in die nuwe lewe waar almal so connected is en waar die inligting so op die tafel is. Die derde ding wat ek dink wat aansluit by wat jy sê, Charles, gaan oor wat ouens noem social quotient, praat hulle in Engels van. Ek het maar gepraat van 'n kulturele intelligensie. En ek dink in ons Suid-Afrika van vandag is dit krities belangrik dat ons kinders leer, hoe hanteer jy verskillende kulture? Maar dit is nie net vir ons belangrik nie. Ek bedoel, julle was beide was oor see. Beide van julle het in ander lande met ander mense en ander kulture en ander gesindhede het julle brood verdien. En dit vereis van ons, want die land se grense is oop. So ons moet ons kinders toerus. Jy weet, om te weet, maar hoe werk die verskillende kulture? Hoe werk verskillende oriëntasies, seksuele oriëntasies, kultuurgroepe? Daar's 'n klomp jy weet, van sulke dinge wat ons vir ons kinders moet leer. En ek is 'n baie groot voorstander, en Peter is geluk met dit wat julle ons doen. Maar ek is 'n baie groot voorstander daarvan dat 'n ou nie jou kinders isoleer nie en in 'n bepaalde groep jou kinders hou nie. Ek dink jy moet jou kinders blootstelling gee aan ander kulture en aan ander tale, en selfs so ver gaan om jou kind blootstelling te gee aan ander gelowe. Uit die aard van die saak moet jy by jou huis 'n veilige omgewing skep waar jou kind kan terugkom na toe en net weer, soos die Engelsman sê, sy bearings te kom kry.
Jy weet, en sy ware noord te kan kom bepaal in die kultuur waarvan jy dan nou deel is en in die geloof waarvan jy nou deel is. Maar ek wil vir jou sê dis 'n wonderlike voorreg om vriende van verskillende kulture te kan hê, om te kan kompeteer op 'n sportvlak teenoor verskillende lande se kinders en verskillende kulture se kinders. Want daar's geweldig baie wat 'n ou kan leer in daai proses. Jy weet, ek is 'n baie sterk voorstander daarvan dat 'n ou nie arrogant moet wees nie, dat 'n ou nie moet dink jou kultuur is die enigste kultuur nie. En 'n ou moet pas op as jy jou kinders isoleer en weghou van ander kulture af, dat hulle dalk hulle eie kultuur verabsoluteer en dink, jy weet, as jy iets wil weet, kom vra vir ons Afrikaners. Ons sal vir julle sê. Jy weet, we've been there. Of daai tipe van ding. So arrogansie is 'n baie gevaarlike plek vir 'n mens wat in die nuwe wêreld waar grense oop is. Jy weet, wat daar wil operate of wil bestaan. Arrogansie is 'n gevaar. En die ander kant is ook waar. Baie keer kry jy dat 'n ou in 'n toernooi gaan deelneem en nou vir die eerste keer kry hy nou kontak met 'n ander land se spelers of speelsters of ander kulture sin en nou gaan hy en hy dink, o, jete, maar wie wat ek's nie goed genoeg nie. Ons arme klompie hier in die suidpunt van Afrika, we just don't have it. So ek verloor die wedstryd of jy weet, die besigheidstransaksie of wat ook al voordat ek eintlik nog begin het. So daar's 'n middeweg tussen arrogansie en jy weet, om net te submit en net stil te bly en net te sê julle weet alles. Daar's 'n middeweg daar en ek dink die Bybel gee vir ons goeie riglyne in terme daarvan. Jy weet, van doen aan ander soos jy jouself gedoen wil hê, daai tipe van goeters. Plus jy weet, jy is my verteenwoordiger, sê die Here, op die aarde. En dit gee vir 'n ou 'n bietjie momentum en backing en jy weet waar jy vandaan kom en so aan. So kulturele intelligensie is die derde en ons praat van jy weet, van IQ, praat van EK en ons praat van kulturele intelligensie en dan die laaste ene of die laaste twee, hulle praat van 'n advertency coefficient of quotient. So bietjie die vermoë wat ons kinders mee houding om te sê ek gaan nie bly lê as ek geval het nie. Ek staan op en ek probeer weer. Jy weet, daai houding en ek vind dit nogal besig om 'n bietjie te taan onder baie van ons kinders, omdat die ouers die probleme oplos. En omdat die ouers die oplossings gee en omdat die ouers nie wil hê die kinders moet swaar kry nie en die kinders moet seer kry nie en die kinders daai tipe van ding nie, neem hulle die besluite, hulle neem die verantwoordelikheid, hulle maak, jy weet, maak dit makliker vir die kinders. So daai vermoë wat 'n kind het om op te staan en te sê, ek gaan harder oefen, of ek gaan weer probeer, of hierdie is nie die laaste keer nie, jy gaan weer van my hoor, of wat ook al. Dis ook 'n houding wat ons vir die kinders moet leer in hulle nuwe wêreld. En dan die laaste een, wat ek baie min eintlik nog van weet, en ek dink julle ouens beter geposisioneer is om oor te praat, gaan net oor artificial intelligence. Jy weet, die kunsmatige intelligensie wat besig is om oral oor, jy weet, ons wêreld te betree en so aan. Ek dink dis ook 'n vaardigheid en 'n houding wat ons kinders moet leer. Dis gevaarlik om te sê stay away from ChatGPT byvoorbeeld, as ek nou maar 'n naam kan noem. Jy weet, kinders hoort nie daar nie want jy weet, daai goed gaan hulle werk vir hulle begin doen en so. Leer jou kind, hoe hanteer ek kunsmatige intelligensie of artificial intelligence? Hoe gebruik ek dit tot voordeel? Jy weet, van dit wat ek wil doen en so meer en so meer. So dit dink ek, Charles, is so 'n bietjie deel van die grondhouding wat ons kinders moet leer. Jy weet, ek dink miskien is die beste raad wat ek ooit vir 'n ouer gegee het, was vir 'n ma vir wie ek gesê het, maar daar's 'n verskil tussen lief wees vir jou kind en jammer wees vir jou kind. Jy weet, as ek 'n staaltjie miskien Petrus kan vertel, Hoërskool Nelspruit, soos jy weet, het 'n koshuis en daar's van die boere in die omgewing en so 'n bietjie verder weg wat nie hoërskole het nie, waarvan Hoërskool Nelspruit die naaste skool is. So die ouens bring hulle kinders dan en sit hulle in die koshuis. So was daar 'n graad 8 dogtertjie, standaard 6 daai tyd, wat as haar ma in die oggende bring koshuis toe om haar af te laai vir die week. Jy weet, en ma wil begin ry, dan hardloop sy agter die kar aan. Want sy wil nie alleen by die skool bly nie. Sy wil by ma wees, jy weet, en ma ry so dat die kind haar kan vang.
So dan stop sy en dan is dit weer 'n gegroetery en 'n gedrukkery en 'n getranery en dan naderhand kom sê ma, luister meneer, maar jy moet my help, my kind wil nie skool. Ek sê vir die ma, luister, vat jou spieeltjie en draai jou spieeltjie weg sodat jy nie jou kind in jou spieeltjie kan sien nie. En dan ry jy. Ons sal na jou kind kyk, los haar hier. Moenie vir jou kind jammer wees nie. Jy weet, wees lief vir jou kind. Die beste plek vir jou kind is nou om by die skool te wees. Die beste plek is nie om, jy weet, huis toe te gaan, maar jy kan nie vir haar sorg as dan haar 6, 7 en 8 en so voort. Die skool moet dit doen. So ek dink dis 'n belangrike konsep wat saamloop met alles waaroor ons gesels. En dit is wees lief vir jou kind, maar moenie jammer wees vir jou kind nie. Neem tawwe besluite. As dit nodig is, neem tawwe besluite in belang van jou kind, want jou kind moet vaardighede leer van weer probeer. Jou kind moet vaardighede leer van planne maak en uit die boks uit dink en so aan en so aan. So gee vir jou kind daai geleentheid om maar die lesse te leer onder jou toesig en in jou huis terwyl jy nog, jy weet, in beheer is daarvan. So ek dink dis miskien ook jy weet, bydraend tot die gesprek waarby ons nou besig is. Ja, verseker meneer, as ek gou daar vinnig gaan inkom, ek dink aan jy weet, ou Charles Basson, 'n balans in die stelsel is nodig. Jy weet oor die punte wat meneer opgelig het, maar ek dink is book smart, street smart. Jy weet, kan jy 'n kind aflaai in Hielbrau en kan hy by die huis uitkom? Jy weet, kan hy funksioneer in wat vandag se wêreld van hom verwag of van haar verwag? En Absoluut. jy weet, ek sê baie keer, jy weet, los 'n kind met R50 en kyk of hy by die huis kan kom, en dan gaan jy sien hoe slim is hy regtig, jy weet, want ek dink daar's so baie kinders wat boeksmart is. Hulle is eintlik unbelievable. Hulle maak jou, ek bedoel, vir my persoonlik is party kinders net so intimiderend, want hulle weet so baie. Maar dan is dit soos in, right, hoe is hierdie funksie in die wêreld hier buite? Want ek dink dit is eintlik ook waartoe ons gaan met hierdie hele proses is, jou kind moet kan aanpas. Jou kind moet definitief besluite kan maak wat 'n boek nie kan maak nie, of wat 'n rekenaar nie kan maak nie. En dit voel net vir my al hoe meer is almal het die perfekte antwoord, maar niemand loop daai antwoord nie. Jy weet, almal kan met jou praat, maar niemand sê okay, wys my jou loop, wys my jou alledaagse funksie en dan maak dit nie, dan kom dit nie by mekaar uit nie. So ja, dis maar dalk net 'n komment wat ek wil maak. Hier's 'n gevaarlike vraag. Moet ek daai herstel. Ja. Kom ons probeer 'n ander rigting. Wat sou die impak wees as ons val in ons hoofstroom skole, want hulle het 'n massiewe rol. Ek dink baie keer mense kyk hier daar en daar, ek stuur my kind na die skool toe en ek het die skool gekies vir watter rede ook al, maar dit is net ek en my kinders, dis is net ons in 'n bubbeltjie. Want dan eintlik as jy 'n bietjie uitzoom en jy kyk na die impak van wat daai skool in die samelewing het op 'n nie eens 'n mikrovlak nie, miskien meer middeweg, maar dan die rol wat 'n skool oor jou leeftyd, die impak wat dit gehad het op verskillende mense wat dalk nou in die buiteland al sit. Dit is 'n verskriklike groot verantwoordelikheid. Kan ons dalk kyk na ons prysuitdelings en hoeveel bekers en trofees en sertifikate word uitgedeel vir wat? As ons miskien daai skrip kon oorskryf en sê, moet ons dalk ruimte skep vir van hierdie ander afdelings dalk 'n bietjie meer. Dis miskien 'n bietjie moeiliker om te meet, ek weet dit, maar die boodskappe wat skole of onderwysstelsels vir die samelewing eintlik sê is, wat value ons, wat is die belangrikste? As ons 'n bietjie daai narratief 'n bietjie flip en sê, eintlik hierdie kind het X, Y en Z gewys in terme van hulle ontwikkeling hierdie jaar, is meer waarde te heg aan daai tipe goed. En ek dink dis waar ons 'n bietjie, dis maklik om dis soos wat ons altyd gedoen het, en dit is wat die ouers gelukkig hou, maar eintlik die skool het die geleenthede daarso om daai verandering te probeer plaasvind. So gevaarlike vraagie, maar ja, kyk wat gaan. Goeie vraag. Ja, nee Charles, nee absoluut hoor. Ek stem 100%. Kyk, jy praat nou oor prysuitdelings. 'n Ou sou ook kon sê, maar hoe lyk jou begrotings? Jy weet, reflekteer jou begrotings by jou skool en by jou besigheid waar jy ook al betrokke is, regtig die kernwaardes waaraan jy glo en wat jy graag wil vorentoe vat. Maar dis inderdaad so. Dit is so, dis moeilik om sekere goed te meet. En om dan te sê, maar ek gee dit vir kind A, maar kan dit nie vir kind B gee nie. So dit is 'n moeilike terrein, want uit die aard van die saak, jy weet, wil hy ou graag die erkenning gee waar die erkenning moet toekom. En ek persoonlik dink, jy weet, wat ons voor moet mik,
is die magic wat in die klas gebeur. Tussen die onderwyser met sy opleiding en sy passie en dan die kind met die talente wat die Here vir die kind gegee het. Daar gebeur eintlik die magic. So dit is ook 'n plek waar ou kan sê, maar dis waar jy die grondwerk doen. Dis waar jy die normes en die waardes vir die kind vas lê en die erkenning gee vir die kind. Jy weet, want in daai verhouding is daar baie geborgenheid en liefde en daai tipe van ding. Maar om in 'n prysuitdeling te kom en te sê, weet jy wat, maar ons gee vir die volgende kinders toekennings omdat hulle betrokke was. Jy weet, ten spyte miskien van dit wat by sy huis aangaan, Saterdag by die sport was of Vrydag by die sport was, jy weet, en omdat hulle diens gelewer het, kaartjies verkoop of wat hulle ook al gedoen het by die skool. Jy weet, betrokke by maats. Jy weet, net doodgewoon, jy weet, 'n tipe van 'n ek het raak gesien jy kry swaar en ek sal betrokke wil raak en jou help optel of jy weet vir iemand gaan sê, luister meneer of juffrou of wat ook al, hierdie ouetjie kry 'n bietjie swaar. Ek dink daai vaardighede en houdings wat jy daaraan raak is uit die aard van die saak krities belangrik en ek dink ons het 'n verantwoordelikheid as skole om dit op die voorgrond te plaas en die sogenaamde pat op die skouer vir die kinders te gee wat dit moet kry in daai rigting. Ek is nie 'n voorstander, net as 'n kantlyn aantekening ou Charles, ek is nie 'n voorstander van almal wat deelneem kry jy weet kry een of ander deelnameerkenning. Toekenning. Ja, een of ander toekenning net omdat hy of sy deelgeneem het nie. Ek weet nie of julle my nog kan sien nie. Ja, meneer, is perfek. Is dit nog op die lig? Perfek. Okay. So ek's nie 'n voorstander daarvan nie. Want ek dink die lewe is nie so dat omdat jy probeer is jy suksesvol nie. Ja. Ek dink dan moet 'n erkenning gegee word vir ouens wat lojaal is en wat aanhou en so 'n opstaan as 'n geval het en so aan dit wat jy aangeraak het, dink ek is belangrik. Ek wil miskien nog 'n punt op die tafel sit terwyl ons nou lekker oor die goeie gesels. En dis iets wat my nogal op my hart kom lê het in die later deel van my loopbaan. En dit gaan oor die kidsgenerasie waarvan jy weet ons kinders deel geword het. En die ritme van die lewe. Ek het nogal 'n baie sterk behoefte begin ervaar dat ouers vir kinders moet leer en dat skole vir kinders moet leer om te sê, weet jy wat, daar is 'n bepaalde ritme wat die Here geskep het in die skepping wat vir ons as mense belangrik is. En ek sal miskien net so vinnig 'n voorbeeld gee van dit wat ek bedoel. Daar's 'n ritme wat sê, jy weet, as jy wil oes, dan moet jy plant. Dis die eerste ding wat jy gaan doen. Jy gaan moet plant en dan gaan jy moet bemes. En dan gaan jy onkruiddoder moet toedien. Jy weet, en dan gaan jy moet water gee. En dan gaan jy moet kans gee dat daar groei gebeur. En teen die einde van daai siklus, daai ritme van die lewe, is daar vir jou 'n oes wat jy kan insamel. Nou dis 'n konsep wat vir baie kinders 'n moeilike konsep is, omdat hulle so deel is van 'n kidsgenerasie. Ek bedoel, ek sê vir ChatGPT, luister, ek wil die volgende antwoorde hê en 5 minute later sit ek met 'n oplossing wat ChatGPT vir my voorgestel het, waarmee ek dalk baie gemaklik is. Ek het begin ervaar dat kinders, jy weet, môre skryf hy eksamen of word hy getoets oor een of ander ding, dan sal hy vandag of gister begin om voor te berei daarvoor. Asof dit nou genoeg tyd is, asof die ritme van die lewe is dit wat jy nou wil hê, gaan jy nou kan kry. Jy hoef nie voor die tyd, jy weet, daarvoor te werk nie. En ek dink ouers moet so 'n bietjie aandag gee en bid oor dit. Ek was een keer in 'n kerk waar die ouens vir my gevra het, Johan, waarvoor kan ons bid vir die jeug van Suid-Afrika en vir die onderwysers van Suid-Afrika? En dit was een van die punte wat ek toe op die tafel gesit het om te sê, wie wat, kom ons bid dat ons jeug verstaan dat daar 'n ritme in die skepping is. En dat daar sekere goed is wat moet gebeur voor ander goed kan gebeur. En dis meer. So ek dink dis 'n belangrike konsep wat 'n ou bietjie moet aandag aan gee met jou kinders. Daai ding van as jy weet jy kan nie net Wimbledon toe stap en nou dink jy gaan Wimbledon wen of jy weet Suid-Afrika se nommer 1 enkelspeler word op 'n bepaalde ouderdomsvlak nie. Jy gaan moet werk daarvoor. En dit wat jy nou insit, gaan jy miskien oor 5 jaar of 10 jaar gaan jy die vrugte pluk daarvan. Jy weet daar's daai gesegde wat sê Olimpiese medalje
kos 10.000 uur. En ek dink dis 'n ding wat kinders baie keer mis. En weer eens as ek terug is by wat die ouers se rol, die oomblik as ek begin om goed uit my kind se hand uit te vat. Die oomblik as ek begin om my oplossings vir my kind te gee, die oomblik as ek die klip uit die pad uitrol, jy weet dan ontneem ek hom daai geleentheid. Verseker. Om so 'n bietjie die ritme te verstaan van ek sal hierdie probleem eers moet oplos, dan sal ek bietjie moet investeer. Ek kan tog nie net by 'n kitsbank uitkom en dan gaan trek ek gou geld nie. Ek moes ergens geld in die bank ingesit het. Jy weet daai hele konsep is 'n ding wat ek dink ons 'n bietjie aandag aan moet gee, want hy raak so half tussen neus en ore, raak hy weg. En ons gaan net gou dit en ons gaan net gou dit en ons gaan net gou dit, maar niks is gou nie. Alles vat tyd en daar's maar moeite wat ingaan in hierdie tipe goed. So ek dink dis ook 'n konsep in opvoeding en veral in die hedendaagse skole, dinge wat verander het oor die laaste paar dekades wat ek dink hou van moet kennis neem. Johan, is baie maklik, ek dink soms om en dit gebeur tog, ek dink dit is 'n realiteit waar ek sê nie dis vir almal so nie, maar waar ouers daai verantwoordelikheid by die skool plaas om alles uit te sorteer of om al die opvoeding te doen, om daai kidsgenerasie mentaliteit teen te werk, want die kind is nie altyd noodwendig die een wat blameer moet word nie, dis waarmee hulle groot geword het, of wat, dis maar net wat voor hulle lê, dis die kaarte wat op die tafel lê vir hulle. Die ouers het so en familie het so 'n belangrike rol om te speel. Hoe werk ouers vandag met kinders wat, of jy nou in kindertuin is, of jy laerskool is, of hoërskool is, hoe werk ouers prakties teen dit? Watter tipe goed kan ouers doen wat behulpsaam gaan wees vir die kind, maar ook binne bereik is vir hulle om prakties toe te pas? Ek kan dink aan een ding, maar eers gou jou gedagtes kry. Kyk, ek dink Charles, respek is 'n kernbousteen. Jy weet, ons sit so 'n bietjie soms met 'n entitlement probleem. Jy weet, en dis 'n gevaarlike plek om op te wees. So ek dink een van die goed wat ouers moet versigtig wees voor, en onderwysers en kinders, is om te sê, maar jy weet, jy skuld my dit. Dit kom my toe. Ek behoort dit te kry op grond van wat ook al. Jy weet, sonder dat ek daarvoor werk, sonder dat ek daai ritme van die lewe verstaan het, verwag ek net hierdie guns en hierdie gawe en skuld jy my dit, jy weet, en so aan. Dit is 'n baie gevaarlike plek, dink ek, om op te wees. So ek dink ouers moet bedag wees daarop, om nie sonder meer net vir kinders te gee. Jy weet, daar's ouers wat sê vir sy kind, jy is die belangrikste ding in my lewe. Jy is die rede vir my bestaan. Jy weet, en alhoewel ek dink ons moet ons kinders ontsaglik lief hê. Dit is nie net 'n voorreg nie, dis ook 'n opdrag. Moet 'n ou versigtig wees om die kind so te verabsoluteer. Jy weet, die kind se drome, die kind se wense, die kind se behoeftes, die kind se wat ook al, dat ek my huwelik soms, jy weet, nie hoog genoeg ag in terme van die verhoudings in die gesin nie, of dat ek net doodgewoon, jy weet, myself nie hoog genoeg ag nie. En alles net vir die kind en net vir die kind, en dan kry jy uiteindelik 'n kind wat miskien bederf is en 'n kind wat so 'n bietjie jy weet, entitled is. So ek dink ou moet baie mooi gaan kyk na daai verhoudingsstruktuur in jou huis. As jy vra, jy weet wat 'n ou doen, in terme daarvan, ek het 'n gedig raak geloop op 'n stadium wat vir my as pa, maar ook vir my as onderwyser krities belangrik was, en ek sal dit graag met julle ouens wil deel. Ek sal dit 'n bietjie lees en dan gaan dit vir jou 'n konteks gee. Jy weet, van my rol as ouer in my kind se opvoedingsproses, maar dit gee ook vir jou 'n konteks van my rol as onderwyser in 'n klassituasie, noem dit maar, of ook as afrigter, Petrus, jy weet, want ek bedoel 'n afrigter is net soos 'n onderwyser, is net soos 'n ouer. Daai verhoudings is krities belangrik. So die gedig dis 'n anonieme skrywer. Hy sê, "A careful man I want to be, a little fellow follows me. I do not dare to go astray, for fear he'll go the self same way." So dit plaas nou die eerste vers, plaas so 'n bietjie verantwoordelikheid
Jy weet, op my as ouer en vir my as rolspeler in die kind se lewe. I cannot once escape his eyes. Whatever he sees me do, he tries. Like me, he says he's going to be the little chap that follows me. Jy weet, en ek dink dit bring 'n groot verantwoordelikheid op ons as ouers. Wat doen jy? Watter voorbeeld stel jy vir jou kind? Hoe hanteer jy probleme? Hoe hanteer jy jou geloof? Hoe hanteer jy jou verhouding met jou Skepper? Hoe hanteer jy jou verhoudings in jou gesin? He thinks that I'm good and fine, believes in every word of mine. The base in me, he must not see the little chap that follows me. I must remember as I go, through summer's sun and winter's snow, I'm building for the years to be a little chap that follows me. Jy weet, en dit is my so, soos die Engels sê, profound manier om te kyk na jou opvoeding, jou rol as ouer, jou rol as onderwyser, jou rol as afrigter. Jy weet, ek het groot geword in 'n era waar daar maklik gesê is kinders word gesien en nie gehoor nie. So jy praat nie in groot mense se geselskap nie. Punt 1 en punt 2, jy weet, moenie doen soos ek doen nie, doen soos ek sê. En eintlik is ons by daai era verby. Ouers kan nie daai doen nie. Jy weet, ouers moet regtig verantwoordelikheid vat vir hulle rol as ouers en kinders vir hulle rol as kind om te sê, maar ek kyk na die voorbeeld wat hierdie gesagsfiguur in my lewe vir my stel. En as jy hierdie ding ekstrapoleer na die situasie in Suid-Afrika waarin ons vandag leef en die politiek van ons land en so aan, dan is ons eintlik op 'n baie gevaarlike plek. Want die voorbeeld wat die leiers vir ons gee is nie altyd navolgingswaardig nie. Jy weet, en dit maak ons kinders de mekaar en dit maak ons as ouers ook de mekaar en ons as jy weet, stemgeregtigde kiesers. So ek dink is belangrik. The little chap that follows me is 'n belangrike konsep wat ek dink ons moet aandag aan gee. En dit sluit ook aan, Charles, by jou vraag van, maar wat is my verantwoordelikheid? Hoe kry ek dit reg? Jy weet, kyk na jou eie skermtyd. Kyk na jou eie verhoudingslewe. Kyk na jou eie, die tyd wat jy spandeer in stilte tyd, die tyd wat jy spandeer in jou vertikale verhoudings tussen jou en jou Skepper. Sien jou kind jou ooit Bybel lees of wat ook al. Sien jou kind jou ooit op jou knieë. Sien jou kind jou ooit of hoor jou kind ooit as jy 'n besluit neem of 'n plan maak. Die woorde, jy weet, as die Here wil, of wat sou Jesus doen? Jy weet, what would Jesus do? Jy ken daai bandjies wat ons kinders gedra het. Dis 'n krities belangrike ding wat ek dink ons nie moet verloor in die gejaagde lewe waarmee ons tans besig is nie. Jy noem nou gejaagde lewe. Dis een ding waaraan ek gedink het is, as ouers 'n positiewe impak in daai respek wil maak, is waar kan ek, al is dit iets wat ek in my roetine inbou, op 'n weeklikse basis of 'n maandelikse basis, met my kind of kinders, waar dit 'n aktiwiteit is, iets wat, dit kan so eenvoudig wees soos puzzle bou, maar of het nou, ek weet, Engeland het baie groot gedruk rondom hierdie idee van die slow food movement, beweeg weg van vinnige kos. Maak kos saam met jou kinders wat 'n dag vat om daai maaltyd voor te berei, want dan kan hulle proe op die einde hoe wonderlik dit is, maar dis eintlik maar die roetine van ek moet tyd insit en dissipline toepas ensovoorts. Dis al daai tipe goed. Probeer iets in 'n week of iets in 'n maand ten minste inbou wat prakties is vir die familie, vir die gesin, of al is dit 'n pa en 'n seun of wat ook al, wat 'n bietjie tyd verg om iets te bereik. En ek dink dis bietjie missing, want die ouers, ons val ook maar in die lokval van ek is net te besig. Maar dit is eenvoudig, so 'n vraagie wat jy jouself moet afvra is, wat moet ek voor begin nee sê eerder in my lewe, want wat is my prioriteit? My kind en waar hulle gaan wees is, so eintlik moet ek hierdie bietjie minder, dalk 'n bietjie op die tyd op die televisie spandeer om moontlik na my sport te kyk wat ek voor lief is, en ploeg daai tyd eerder terug in my kinders, want soos jy sê, dit is iets vir die toekoms. Ja. Maar instant gratification, meneer, ek bedoel, dis nog 'n probleem. Jy weet, die woord wens is nou groter as die woord werk. Jy weet, ons almal wens ek kan dit kry of ek kan dit kry, maar ek dink die lesse van werk is nie meer regtig ter sprake nie, want ons lewe in, soos wat meneer reg gesê het, instant gratification. Ek soek dit al gister. En jy weet, ek dink nie daar's meer 'n reward system nie. Jy weet, ook vir kinders nie. Ek stem heeltemal saam met jou, Charles. Daar is nie meer verhouding nie, en ek hou daarvan dat meneer dit ook aangebring het, want jy weet, is in my persoonlike lewe ook 'n uitdaging. Jy weet, ek moet partykeer maar ook sit en kyk, wat wil jy doen?
Jy weet, nie net altyd wat wil ek hê jy moet doen nie, en 'n ou moet seker maak 'n ou kom by daai tye uit. Dis belangrike tye, want as jy gaan terugkyk, gaan jy sê ek was spyt ek het dit nie gedoen nie. Absoluut. Nee, jy weet ek het gelees iemand sê some parents talk to their children in their spare time while others free time to talk to their children. Jy weet, en ek dink dis die konsep Charles wat jy op die tafel sit. Jy weet, en dit is wat 'n ou moet doen. Jy moet weet, jy moet belê in jou kind. Dis jou verantwoordelikheid. Dis wat die Here van jou verwag. En dis ook wat die gemeenskap van jou verwag. Jy weet, dit is so. As jy gaan luister na wat Mandela gesê het en van die ander belangrike jy weet kundige ouens wat gesê het, it takes a village to raise a child. Jy weet, dit is ook nie net my verantwoordelikheid as ouer nie, dis ons verantwoordelikheid, jy as afrigter, daai ou as onderwyser, daai ou as buurman, daai ou as, jy weet, as ouer, almal van ons het 'n kollektiewe verantwoordelikheid om na ons jeug te kyk. En ek kan vir jou sonder vrees vir teenspraak sê, jy weet, dat my ervaring met die kinders is nie stupid nie. Jy kan nie 'n kind bluf nie. Jy moet weet, daar moet regtig 'n intense behoefte van jou as ouer of jou as onderwyser wees om die kind se beste belang te dien. Jy weet wat tyd beteken, wat voorbereiding beteken, wat opleiding beteken. Al daai konsepte is belangrik. En die oomblik as 'n kind agterkom, maar hierdie betekenisvolle persoon in my lewe het my beste belang in gedagte, dan begin 'n kind commit en begin 'n kind 'n verhouding met jou bou en begin 'n kind, jy weet, hoor wat jy sê en dan begin 'n kind jou volg en begin 'n kind, dan is hy opvoedbaar en jy kan hom afrig en jy kan hom rig in so aan en so aan. En dis wat die vreugde lê van ouerskap. En dis wat die vreugde lê van onderwys. Jy weet, is om te kan sê, maar ek kyk terug na my kinders wat deur my hande is. Jy weet, iemand sê op 'n stadium, if you raise your children, you can spoil your grandchildren. But if you spoil your children, you'll have to raise your grandchildren. En daar is so ietsie in die ritme van die lewe rondom dit ook. Ja, Jy weet, ek het 'n verantwoordelikheid saam met die ouens in die gemeenskap om hierdie kinders reg groot te maak. Want dan gaan ek hulle kinders kan geniet en waardeer, want hulle gaan op die regte basis wees, hulle gaan hulle besluite kan neem op die regte, jy weet, waardestelsels en norme ensovoorts. So ek dink dis krities belangrik dat 'n ou nie moet probeer bluf nie, moenie probeer maak of jy vir my belangrik is nie, moenie afskeeptyd vir jou kind gee of wat ook al nie. As daar nie genuine hart is in wat jy doen nie, moet jy weet, jou kind gaan dit nie aanvaar nie en jou kind gaan dit nie glo nie. Sure. Dis my belewenis in die onderwysomgewing. En as hulle nie van beter weet nie, dan daar's nie 'n verwysing na buite dit wat hulle reeds geleer is nie. So dis nie eintlik 'n groot shame. En as Engels sê die regte teleurstelling is dat daar's so baie kinders daar buite wat dis my normale manier van dinge doen en ek weet nie eintlik wat buite dit is nie. En ek dink dis het my altyd gevang het in die onderwys, veral in Suid-Afrika, wanneer jy gaan nie in die beroep in 'n afrigting. Hang af as jy nou sekere sterre gaan afrig en jy het ander drome, maar ek dink oor die gewone afrigters in sport en in die onderwys. Die junior. Jy gaan nie in vir 'n salaris nie of vir hoeveel nulletjies daar nou in die salaris is nie, maar dit altyd vir my 'n worsteling gebly in die onderwys is besef die mense daar buite die samelewing, die landsleiers nie wat se massiewe verantwoordelikheid daar op my skouers is. Ja. En hoe kan hulle dit so min waardeer in terme van wat ek moes terugvat huis toe. Dis hoekom ek op einde weet vir die groot besluit is om oorsee te gaan vir 'n blankband. Ons het gedink maar ek geniet dit, maar op einde dit gaan nou nie 'n huis koop en dit gaan nie die tipe dinge vir my doen nie. Ja. So die impak wat 'n onderwyser kan hê, en ek dink almal kan in beide kante die goeie en die negatiewe ding kan terugdink aan hulle eie loopbaan as studente of as leerders, die impak wat onderwysers gehad het. Johan, ek is nuuskierig om te weet hoe dink jy pas hoofde aan? Jy het gepraat van die konsep van die village wat nodig is om die kind in die regte pad te lei. 'n Skool deesdae is sy eie village op 'n manier.
En ek dink as jy vat, maar wie gaan my leiers, my bestuurders, my mense wees wat die kinders moet impak, en as jy vat, jy het 'n generasie van jonger onderwysers wat ook nou deurkom, wat ook maar produk is van sekere dinge, in sekere opsigte gaan die kids generasie ook eventueel die onderwys betree. So dit is nie 'n maklike ding nie. Hoe sou jy dit benader, wat sit tipe advies sou jy gee vir 'n jong skool wat probeer om iets te kultiveer vir die volgende 10, 20 jaar van hulle loopbaan om terme van 'n village te bou? Wat is die sleutel dinge uit jou ondervinding uit wat hulle in ag moet neem? Charles, dit is 'n ek dink 'n krities belangrike vraag en dis nogal nie 'n maklike vraag om te antwoord nie. Ek dink die eerste belangrike ding is jy as skoolhoof moet geanker wees. Ek is 'n baie ek is 'n gelowige ou. So my anker lê in my Skepper. En ek dink dis 'n vertrekpunt wat 'n ou nodig het. Jy weet, want dis waar waarde vir lewe vandaan kom. Dis waar waarde vir eiendom vandaan kom. Dis waar respek vandaan kom. Jy weet, daai tipe van ding kom alles vanuit daai hoek vanuit my geloof. So as jy 'n ander anker het, dan moet jy weet dit is moeilik. Sommige ouens se ankers sou sport wees, sommige ouens se ankers miskien iets drink, sommige ouens se ankers miskien, jy weet, 'n gewoontevormende middel, sommige ouens se ankers is miskien in verskillende verhoudings, jy weet, seksuele verhouding, wat ook al. Ek dink 'n skoolhoof moet baie duidelik geanker wees in sy Skepper, want dis waar die oorspronklike opdrag vandaan kom, en ek dink dit maak 'n ou dat jy paraat kan wees, as dit die woord is wat ek kan gebruik. So dis die eerste ding. Die tweede ding wat ek dink wat belangrik is, en dit is, ek dink ook 'n ou moet, soos met die opvoeding van 'n kind, moet jy die pad loop wat jy wil hê jou posvlak 1 onderwyser of jou nuwe skoolhoof of skoolleiers moet stap. So ek is 'n sterk voorstander daarvan dat ek moet nie, jy weet, ek moet die voorbeeld stel, want dit maak 'n verskil. Dit maak jou geloofwaardig en dit maak dat jou voorstelle gewig dra. So die derde ding wat ek dink wat belangrik is, en dit is, daar moet goeie kommunikasie wees tussen die georganiseerde onderwysprofessie en die opleidingsfasiliteite, of dit nou universiteite is en of dit nou colleges is en of dit nou onderwysopleidingsinstansies is. Maar ek dink die ouens wat tans in die beroep staan en waar die tekkie die teer slaan, daai ouens moet kommunikeer met die akademici, met die ouens wat die kurrikulum skryf om die onderwysers op te lei en so. En daar moet 'n goeie en 'n gesonde en 'n vrugbare kommunikasiekanaal wees, sodat jy nie ouens oplei vir A, maar die praktyk word eintlik B van hulle verwag nie. Jy weet, ek dink dis nogal 'n krities belangrike ding. En dan dink ek, soos in alle beroepe, ek dink dis nogal belangrik dat 'n ou iemand probeer aanwend op sy sterkpunte en bemagtig om sy sterkpunte uit te bou, want as jy in jou sterkpunte omgewing is jy eintlik gelukkig, want jy is suksesvol. Om dan te sê, goed, kom ons begin dan nou, en ons kyk na jou werksverdeling, en ons begin dan vir jou stelselmatig oplei en ander vaardighede mee toerus, sodat jy ander goed ook kan doen. Tradisioneel, dink ek, Charles, tradisioneel is 'n mens, en dit maak nou nie saak, dink ek, aan watter beroep jy is nie. 'n Mens het 'n baie sterk geneigtheid om dit waaraan jy die beste is, laaste te doen. So as jy jou daglysie maak, jou to-do list, dan jy weet, dan doen 'n ou, okay, nee, goed, ek is goed in tennis, so ek sal dit laaste doen. Ek gaan eers my digitale omgewing bestuur, en dan gaan ek my finansies aandag aan gee, en dan gee ek aandag aan my vrou en kinders, en dan gee ek aandag aan al hierdie ander goed wat soms vir my nog 'n bietjie moeiliker is, en dan in die laaste 5 minute van my program of dag of wat ook al, dan gee ek gou aandag aan dit wat my energize, en dit wat vir my lekker is, en dit wat my, jy weet, vorentoe vat. En dis eintlik 'n benadering wat ek nie moet hê nie. Jy weet, jy moet tyd spandeer op dit wat vir jou lekker is. Jy moet tyd spandeer op dit waarmee jy goed is. Jy moet tyd spandeer op dit, jy weet, wat jou energize.
en dan ook uitkom by die ander goed. En dit moet 'n ou ook vir 'n skoolhoof leer. So ek kan dus nie verwag van 'n ou om net moeilike besluite te neem en konflikte te hanteer en die departement van onderwys te bestuur en die ouers te bestuur en dis meer, as ek nie vir daai ou geleentheid gee en toerus om die lekker van skoolhoof wees, die kontak met die kinders, die kontak met die onderwysers, jy weet, die passie deel, die vreugde deel, ensovoorts, die kontak met die akademie, dit is vir die ouens baie lekker. Gee aandag daaraan, en dan kom jy by jou konflikhanterings en die goed wat dalk vir jou moeiliker is, dan kom jy daarby uit. So ek dink, jy moet jou kommunikasie oophou, jou verhoudings met die departement van onderwys, moet ou seker maak as jy 'n openbare skool is, maak seker jou verhoudings met die departement van onderwys is in plek, hulle word met die nodige respek en agting hanteer, en jy weet dat as jy die kapasiteit het om hulle te ondersteun en te help hulle dit doen, en nie op jou eie mishoop sit, jy weet, of op jou eie skoolomgewing sit en nou maak of jy weet of jy die koning van Katoren is nie. Ek onthou, as ek dit met julle kan deel, voordat ek hoof geword het by Hoërskool Nelspruit, het ek 'n baie duidelike beeld gekry wat die Here vir my gegee het om te sê, die grense wat om die skool is belangrik, want 'n skool moet 'n veilige omgewing wees. Maar 'n mens moet oppas dat die grense jou nie eksklusief maak nie. So ek het 'n beeld gekry van 'n grensmuur om die skool met brûe wat oor die muur gebou is in die gemeenskap in. En ek dink dit het vir my gesê, 'n skool is 'n organisasie wat 'n leiersrol in 'n gemeenskap speel, met ouers, met besighede, met die gemeenskap. So jy moet uit die skool uit ook jou opvoedingsgeleenthede en jou uitreik na die gemeenskap toe en jou opheffing van die gemeenskap, daai verantwoordelikhede moet jy nakom, want dis jou verantwoordelikheid en jou plig, maar B is ook vervullend. En dis ook wat die Here van jou verwag. So ek dink 'n ou moet 'n hoof leer wat nuut in 'n skool is, om nie net die hier en die nou in die skool na te kyk nie, maar om weier te kyk na die gemeenskap, te kyk na die departement van onderwys, te kyk na die ouer gemeenskap, en jy weet, jou verantwoordelikhede met hulle te deel en jou leiding op die tafel te stel sodat die ouens dit kan raak sien en daar agter kan inval en jou kan ondersteun en vorentoe kan gaan. So dit dink ek is 'n wonderlike voorreg wat hy het, maar dit is 'n pot pap. Jy's reg, Charles. Dit hou op jou knie. Nee, dit is great. Meneer, ek gaan 'n naam sê, meneer gaan dadelik weet van wie ek praat, maar Dons Grobler. Meneer sê wat jy moet 'n gelukkige ou wees en jy weet, maak nie saak wat 'n ou doen nie. Dons Grobler was 'n faktotum, as ek dit reg kan noem, so by die skool en opsigter. En jy weet die omgewing wat Nelspruit Hoërskool altyd geskep het, is ek kom Dons gekry daar vroegoggende by die sportgronde. Jy weet, oom Dons, hoe gaan dit? Beste dag van my lewe. Jy weet, just being happy on life, wees gelukkig met wat jy doen. Ek sê dit nog elke dag van my kinders amper by die tennisbaan. Ek moet myself altyd herinner, want ek het eintlik gesê ek gaan dit my eie maak. As iemand my vrou gaan, moet ek sê dis die beste dag van my lewe. En 'n ou moet gelukkig wees of jy nou in die hoof se rol sit en of jy nou 'n vlak 1 onderwyser is en of jy nou die faktotum is en of jy maar nou die tenniscoach is. Jy weet, jy moet gelukkig wees en jy moet 'n omgewing skep waar almal, jy weet, kan excel op die einde van die dag en die finansieskantoor. En die finansieskantoor is die belangrikste, ek bedoel. Hulle het daarop, hulle het dan gaan. Sy moet ook gelukkig wees, maar ja, ek weet ons kom tot die einde toe hier, meneer, en Charles, ek weet nie of jy dalk nog 'n vraag het vir meneer nie, maar ek wil net een gedagte by meneer los wat ek dink meneer nooit sal verstaan nie is, of meneer sal dit verstaan, maar wat die kykers dalk nie altyd sal kan hoor nie is, my vrou Christel, meneer het meer as een keer by haar kom staan as daar 'n tennisgeleentheid was of 'n sportgeleentheid by skool was, meneer altyd vir haar gevra, Stellie, hoe gaan dit met jou? Nee, en dan sê sy, nee, goed meneer, dan meneer altyd vir ons, nee Stellie, ek wil weet hoe gaan dit met jou? En jy weet, mag ons almal eintlik daai mentaliteit inslaan van hoe gaan dit regtig met jou? Jy weet, want ek dink nie meer ons hoor mekaar se harte uit nie, ek dink nie, jy weet, hoe kan 'n skoolhoof vir my vra, hoe gaan met my, maar hy wil regtig weet hoe gaan met my, hy stel nie belang om te hoor, dit gaan goed nie, gaan dit regtig goed met jou, en jy weet, ek dink dis ietsie wat ook nog al die jare by my gebly het, is, jy weet, as jy vir iemand vra, hoe gaan dit, bedoel jy dit? Jy weet, is dit regtig waar,
van 'n omgee hart en opbouende uitkyk. En so ja, ek wil net vir meneer, ek weet Charles het dalk nog gevra of toe, maar ek wil net meneer eer daarvoor en ek het soveel waardering op meneer vandag tyd gevat het om saam met ons te praat. Charles, iets? Nee, fantasties. Terwyl jy nou dit verduidelik, het ek sulke visies in my ook weer eens in verskillende skole en skoolhoofde met wie ek gewerk het en ek kon dit nooit vergeet nie. Hoofseun dis nou in Engeland gewees en die hoofseun het in die einde van die jaar se prysdeling gou iets te sê gehad, sy speech gedoen en net so 'n bietjie geskerts met die hoof en toe sê hy maar niemand loop vinniger as meneer so en so nie wat die hoof was nie, want jy weet as hy vinnig loop dan het hy nie tyd om te veel te gesels of om maar is meer self-preservation is wat hy vinnig geloop het as enigiets anderste, maar dit nogals daar wat jy sê, dit ek vind aanklank daarby, die mense wat tyd maak vir mense, en ongeag van posisie, weet die Here self is nie 'n respekteerder van mense en hulle posisies nie. Elke persoon maak 'n verskil en daai is die ongelooflikste impak wat hoofde op my gemaak het met wie ek gewerk het en kollegas ook, maar dis die mense wat tyd gemaak het vir almal, ongeag posisie, ongeag van hulle, want hulle het geweet hulle mag dalk, as ek 'n 1000 stuk puzzelstuk bou, daar kan een stukkie missing wees, dit gaan my oog vang elke keer, ek gaan nie raak sien dat die hele puzzle is voltooi nie, elke persoon wat 'n bydrae lewer, en so, ek self altyd maar hard gewerk met die kinders om te sê, dis nie net van dankie sê vir die belangrike mense by die skool, of in jou werk eendag nie, jy moet vir die persoon wat die minste is en nie die nice jobs doen, die grootste dankies voorsê en dis 'n maklike manier, as jy intentional is daaroor, is 'n maklike manier om elke dag daai menslikheid wat vir ons gegee is, toe te pas in ons lewens. Johan, ek wou eintlik een vraagie afgesluit het. En hierdie is nie om te dwaal op noodwendig die negatiewe of die seer van sulke geleenthede nie, maar dis wat jy leer, want ek dink baie keer in ons oomblikke van krisis is waar ons karakter tentoongestel word en hoe ons reageer. As jy nie omgee nie, as jy vir my sê ek het nie 'n enkele voorbeeld nie, fantasties, dan is jy baie geseën. Maar as ek so vra, vat ons deur jou laagste punt in die onderwys of jou moeilikste dag wat jy ooit gehad het, as jy kan terugdink en as dit iets is wat jy voel jy kan deel, en wat jy uitgevat het, en ek dink dit is iets wat ons die luisteraars mee kan identifiseer in terme van, ons is nie gevrywaar van moeilike situasies nie, so ja, 'n voorbeeld van jou kant af sal gaaf wees, as jy iets het vir ons. Ja, Charles, dit is, kyk, daar's genoeg laagtepunte in 'n ou se loopbaan, en uitdagings, jy weet, in 'n ou se dagtaak. Maar ek moet vir jou sê, vir my was een van die donkerste en die moeilikste dae en eintlik langer as dae in die onderwys was toe ons by Hoërskool Nelspruit het op 'n stadium oor 'n naweek het ons 7 kinders in 'n motorongeluk verloor. En die impak wat dit gehad het op 'n ou se lewe, jy weet, op my lewe en op die res van die skool en die gemeenskap se lewe, om 7 kinders so aan die dood af te staan, dit moet ek vir jou sê was verskriklik. En dan begin 'n ou, jy weet, as jy regtig op daai plek in jou lewe is, dan begin jy agterkom hoe waardevol jou medemens en verhoudings met ander. En dit wat jy nou gepraat het van Petrus, jy weet, om intens belang te stel, te bid vir ander, om te gee vir ander. Jy weet, want die lewe is maar, jy weet, is maar 'n oomblik lank. So ek dink dit was een van my absolute laagtepunte in my lewe. Miskien kan ek ook met jou deel, op 'n stadium het ek by die skool gestaan. Dit was nou al in die later deel van my loopbaan. Toe 'n standaard 7 graad 9 dogtertjie na my toe stap en vir my sê, meneer, ek wil net vir jou sê, jy word nou oud. En ek sê toe vir haar, sy sê dit uit liefde uit, ek moet sê, maar nietemin. Ek sê toe vir haar, weet jy wat, dit is waar ek begin het met my lewe en waar ek nou is. En waar jy begin het met jou lewe en waar jy nou is 2 verskillende paaie. Ek sê, maar besef jy, van hier af graf toe, het ek en jy presies ewe ver.
Want nie een van ons weet wanneer is dit nie. En ek dink wat ek geleer het uit die dood van daai 7 en die trauma en die hartseer en so aan, was dit om te sê, weet jy wat, ek weet nie en jy weet nie wat die Here vir ons vorentoe beplan nie. So kom ons doen wat ons kan doen, so goed as wat ons dit kan doen. Nou, stay in the moment, jy weet, en dis 'n vaardigheid. So ja, Charles, ek moet vir jou sê, daar was 'n klomp ander wat organisatories van aard is met die onderwysdepartement en paas wat kwaad is en maas wat kwaad is en personeel en kollegas wat kwaad is en so aan en so aan. Meestal is maar konflik, baie min iets anders, maar ek moet vir jou sê 'n diepgaande, lewensveranderende emosionele gebeurtenis in my lewe sou ek sê, ou kyk daarna. En daar's 'n paar, dit was nie net, daar's 'n paar van 'n soortgelyke goed waar jy 'n kind, waar jy by die graf staan van 'n kind, dit is bitter moeilik. En ek sou vir jou sê, daar moet 'n ou weet, waar kom jou krag vandaan? Hoe interpreteer jy hierdie goeters en hoe kom jy weer by môre uit? Jy weet, as dit vandag met jou gebeur, hoe kom jy by môre uit en hoe kom jy by oormôre uit? En so meer. So ja, dit Charles in antwoord op jou vraag. Ja, dankie vir die deel. Dis wyse woorde uit jare se ondervinding natuurlik, maar terwyl jy nou gepraat het, Johan, besef ek, dis een ding om te sê ek gaan, hoe wonderlik my lewe is op sosiale media sit, ek gaan 'n Facebook post maak maar eintlik ek sou graag alle skoolhoofde bevat en sê jy is 'n skoolhoofde is 'n walking Facebook post hulle self, want mense wat hulle al kan sê, ek dink elke skoolhoof moet 'n boek skryf, memoirs deel, dit sal nogals baie volumes wees, maar ek dink dit sal baie interessante leesstof maak. So daar's dalk 'n uitnodiging as die weer sleg is op Jeffries. Ek hoor jou, Charles. Ja. Nee, ek dink vir die luisteraars, ek dink being adaptable in vandag se tyd is belangrik. Dis definitief iets wat uitgekom het wat ek wegvat. Moenie eie wys wees nie, moenie jou antwoord soek nie, soek die beste antwoord wat vir daai kind in daai oomblik dalk die beste kan wees. Moenie net omdat jy so sterk glo in 'n ding sê dis die enigste manier nie. En ja, ek sê vir jou podcast na podcast, dan voel dit vir my, ek leer die meeste lesse uit, Charles. Ek hoop die luisteraars kry ietsie uit, want ek weet Petrus Koekmoer doen, en ja, ek sal nou nie vir meneer Johan Hatting vra, wat was sy blyste dag by Hoërskool Nelspruit? Stuur daai Koekmoer waai, toe sy 'n paar minder tennis mammas en pappas in sy oor, wat sê, kan jy asseblief net ontslaa raak van hierdie ou, maar ja, meneer, van my kant af, baie dankie. Dit was 'n groot voorreg. Meneer het 'n groot impak in my lewe, in my familie se lewe, en ek weet in baie kinders se lewens gemaak, nie net as hoof nie, maar as onderwyser en iemand wat omgee, en dit wil ek eer, en daaroor is ek baie dankbaar dat ons vandag die tyd saam met meneer kon spandeer. Sê vir Daisy ook baie dankie dat ons haar kon steel van meneer, want ek dink sy soek 'n bietjie meer tyd. Vertel vinnig vir die kykers, hoe gaan met meneer se golf? Goed met die golf, ou Petrus. Nee, dit gaan goed met die golf. Is 'n groot voorreg om dit te kan doen. Ek wil nou nie hier op die lig oor my vorige jare reg praat nie, maar dat dit 'n voorreg is om te kan stap en om te kan speel en to stop and smell the roses, soos die ouens sê, is inderdaad so. So nee, dis 'n groot voorreg en ek sal graag 'n bietjie 'n dag saam met julle eers wil spandeer en 'n bietjie saam met julle ouens wil deurbring, maar dis 'n groot voorreg en is baie lekker. Ek probeer hierdie Charles al vir hoe lank op 'n golfbaan kry. Ek hoor net hoe talentvol hy is, maar hy kom nie nou tot aksie nie. Meneer, een vraag, net een, voordat meneer Baai sê vir ons. As meneer nou 'n slegte hou speel op die golfbaan, na al hierdie jare van kinders sien kwaad word, afrigters dit sien verloor, wat sê meneer self om net te relax, as meneer so brouhoutjie afstaan? Petrus, daai goed wat julle as coaches vir ons moes leer, jy weet, wat sê jy, flush it, dis verby. Nou fokus jy op die volgende shot. Julle leer ons mos, to stay in the moment, flush daai, ons gaan vorentoe papa, daar's 'n hou wat moet kom. Ek love it. Baie dankie meneer van my kant af. Petrus, lekker dag. Nee, reg. Dankie aan ons waardeer jou tyd en ja, dankie vir die insaag. So ons hoop dat julle gebless sal wees en ja, seënwense julle kant toe. Baie dankie Charles vir julle ook. Keep on with the good work. Ek ag julle ouens, ek het baie respek vir wat julle doen. Baie sterkte daarmee.
Cheers Alles meneer. mooi is. Tot Praat ziens. weer. Goed gaan. Bye. Bye. Tot dan julle.